so 'n persoon wat inkom, dat ek net gou vinnig myself moet opspoor vir die klankopnames. Ek dink ek het hom hier in ons storie gelos. Goeiemôre, dit is lekker om so saam te wees vanoggend. 'n Voorreg. Welkom aan enige besoekers hier by ons, ook aan ons lidmate, kinders. Dit is lekker om so weer as 'n gemeente in mekaar se teenwoordigheid te wees, waar ons nou vir 'n lang tyd met juis nie by mekaar kon kom nie. Lekker om almal se gesigte weer te sien. Net 'n paar afkondigings voordat ons erediens begin. Met lief en leed. Ons dra steeds ons senior lidmate aan en almal daar in Dirkbos nog ook aan die Here op. Dit is vir ons belangrik om te bly dink aan die mense daar. Ook welkom aan almal wat van daar af inskakel. Welkom aan enigiemand wat via die klank of die video-opname ook deelneem aan ons erediens. Ons dink ook vanoggend in besonder aan Abraham Marx, wat weer in Johannesburg is vir chemotherapie. Ons dink ook aan sy vrou en kinders in die tyd. Dan is ons dankbaar om te noem dat Eunice en broeder Lou Horn aansterk by die huis. Ons dink ook aan Eddie van Wyk wat steeds swaar trek met die eisters om sy voete, of sy een voet. Ons bid dat die Here ook die tyd wat voor lê sal seën vir hom. Aan die einde van Oktober word dit as die Here wil verwyder. En dan dink ons ook aan ons matrieks wat eksamen skryf, die rekordeksamen. Ons herinner graag dat ons die nagmaal vier die 15de November. Ons kerkgesasie neem weer vandag, hervat weer vandag hier met klasse. Ons gaan die kerkgesasie weer open in ons klasse, so kinders julle kan na die tyd direk na die klasse toe gaan. Ons hou vir broeder Chocky Marx voor ter approbasie as ouderling. Dis dan by buitedagwyk. En dan 'n belangrike afkondiging vir almal van julle wat die almanak wil bestel. Die getalle moet volgende Sondag by die uitbureau wees, of na volgende Sondag. So ons wil vra dat elkeen wat die almanak wil bestel teen R90 dit by julle ouderling sal noem, dat ons vir die getalle by mekaar kan kry. Baie dankie. Jy kan die skryf hier agter op die bord sien. Ek wil net graag iets hieroor sê. Ons het nou die inligting hieromtrent uitgestuur op die WhatsApp groep in die gemeente. Vir die van julle wat dalk nie op WhatsApp is nie, moet jy dalk met die ouderlinge skakel sodat jy ook die inligting kan kry. Ons gaan vir die volgende, daar's nog 6 weke oor, dis 7 weke in totaal, gaan ons 'n fokustyd as gemeente hê waar ons spesifiek na die ek is uitsprake van Jesus gaan kyk in Johannes
vandag se woordverkondiging hanteer ons dan die eerste een van hierdie ek is uitsprake. Dis dalk vreemd op ons oor om so iets te hoor, 'n ek is uitspraak. Wat dit beteken is, elkeen van hierdie teksgedeeltes wat mense hier sien, sien mense dat Jesus sê, ek is die brood van die lewe, ek is die lig van die wêreld. En dis uitsprake waarom ons hom beter leer ken. Ons gaan ook weekliks gemeente Bybelstudie uitstuur wat elkeen van u kan volg. Daar's 'n voorbeeld daarvan in die Besebos ook vandag. Ons sal dan teen môre of Dinsdag die volgende week se stukkies uitstuur. Die kinders het ook 'n bladsy ontvang met boekmerkies op. Ek hoop julle het dit gekry. Ek sien sommer 'n paar wat dit het hierso. Julle kan daai boekmerkies inkleer, week vir week as julle wil. Die eerste boekmerkie gaan oor vandag se preek, die tweede en die volgende week se preek en dan gaan ons so aan. Goed. Ons begin ons ontmoeting met die Here deur saam te sing. Skrifbreiding 16:1. Laat jul kinders tot my nader en geen hindernis sal weer. Want die koninkryk der hemele is al erfdeel, sê die Here. Kom ons staan, dan sing ons hierdie skrifbreiding en ontvang die Here se seën daarna. Ontvang nou die Here se seën. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Jy kan so bly staan. Dan loof ons die Here met Psalm 150. Ons glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is,
wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons neem ook vandag deel in 'n landsbye dag van verootmoediging in ons kerkverband. Dis 'n dag waar ons almal saam kom klein word voor die Here, ook met dit wat ons in ons land sien en in ons lewens aangaan. En ons vra die Here om ons harte te ondersoek, dat hy vir ons ook mag wys waar ons moet groei in ons verhouding met hom, waar ons ook ons sonde moet bely en nog meer van sy genade moet ontdek. Ons doen dit natuurlik ook elke Sondag in 'n erediens, wanneer ons na die Here se wet luister. En ons gaan weer vandag na sy wet luister. Daarna gaan ons kortliks uit Sondag 40 kyk na die 6de gebod, die graad 7 as ek reg verstaan, hoe dit hanteer dit in 'n akkusasie. Ek het aanvanklik gesê dat opgegee dat ons Romeine 12 sou lees, maar ons gaan eerder hierdie stuk uit ons belydenis lees na die wet. Eksodus 20, die 10 gebooie. Die eerste gebod: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte in die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Die tweede gebod: Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Die 3de gebod: Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Die 4de gebod: Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarin, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Die 5de gebod: Eer jou vader en jou moeder. Dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Die 6de gebod: Jy mag nie moord pleeg nie. Die 7de gebod: Jy mag nie egbreek pleeg nie. Die 8de gebod: Jy mag nie steel nie. Die 9de gebod: Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. En die 10de gebod: Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons kyk nou na Sondag 40. Besef die teksgedeelte van Romeine is ook op die bord. Wat eis God in die 6de gebod? Ek mag nie self, ek mag nie deur iemand anders my naaste oneer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie, en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen of menswillig in gevaar begewe nie. Daarom dra die owerheid die swaard om doodslag te weer. Verwys natuurlik na die regering wat ook mense moet keer om moord te pleeg en
misdaad te pleeg. Vraag 106, praat hierdie gebod dan net van doodmaak? Die antwoord, deur doodmaak te verbied, leer God ons dat hy die wortel daarvan, soos afguns, haat, woede en wraaklus verafskuw. Dit alles is vir hom heimlike moord. As hierdie dinge in ons harte het, dan is dit so goed soos moord. Vraag 107, het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie ons naaste doodmaak, soos hierbo gesê is? Nee, terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied hy dat ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Alles wat hom kan benadeel, so ver moontlik probeer voorkom en selfs aan ons vyande goed doen. Ons hoor hier die twee kante aan die gebooie. Aan die een kant verbied dit ons, maar dit gebied ons. Dit gee vir ons 'n opdrag oor hoe ons moet leef. Kom ons antwoord hierop. Ons sing weer saam Psalm 130. En beskou dit ook as 'n geleentheid om met die Here te praat en om sy genade en vergifnis te vra. Kom ons staan en sing ons dit saam. Ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons U mag aanroep wat so groot en almagtig is, terwyl ons so klein is. Dankie dat U die skepper van die heelal, met elke ster sien en ken. Dat U neerbuig, afbuig na ons toe, en ons na U toe trek. Dat U begaan is oor dinge wat ons selfs nie eens raak sien. Dat U omgee. Here, U omgee vir die kleinste diertjies in die natuur. Vir mense wat ook selfs dink dat hulle onbelangrik is. Here, ons dankie dat ons so in U genade na U toe kan kom. Maar Vader, ons wil ook ons harte voor U kom oopmaak. Ons wil bely dat ons in 'n wêreld leef wat stikkend is en dat ons dit soveel keer in ons eie harte en lewens sien, in ons verhoudings, hoe maklik ons vassit met ons geliefdes, hoe maklik ons ondankbaar raak, hoe maklik ons vergeet van U liefde. Here, ons leef in 'n land waar daar soveel korrupsie en bedrog is. Ons sien dit op die nuus.
Here, in 'n wêreld waar mense van jou wil wegbeweeg en nie wil erken nie. Here, waar ons, as ons deel uit daarin, wil ons dit kom bely vir U en vra dat U ons vergewe. Maar Here, dan hoor ons ook wat hierdie gebod sê, die 6de gebod, dat ons naaste moet lief hê. Vir ons leer hoe om dit te doen in 'n land met soveel konflik en onsekerheid. In situasies waar ons nie beheer het nie. Wil ons dit kom leer as 'n gemeente, om so ook uit te leef in ons gemeenskap. Vader, ons wil vra dat U ons hartelik sal oopmaak, dat wanneer ons die woord hoor, dat ons weer diep sal tref. Ons bid dat U van jong tot oud sy gedagtes op U sal rig, deur U Gees. Amen. Ek kan saam met my blaai na Johannes 16. Ons gaan luister na die Here se woord. Ons lees 2 gedeeltes uit hierdie hoofstuk. Dit is, sover ek onthou, die langste hoofstuk in Johannes. So ons gaan hom nie in sy geheel deurlees nie. Ons lees vanaf vers 1 tot 15 en dan weer vanaf vers 22 tot 40. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea toe gegaan, wat ook die see van Tiberias genoem word. 'n Groot klomp mense het agter hom aangekom omdat hulle al die wondertekens gesien het wat hy aan die siekes gedoen het. Jesus het toe teen die berg opgegaan en met sy disippels daar gaan sit. Die Paasfees van die Jode was naby. Toe Jesus rondkyk en sien dat 'n groot klomp mense na hom toe aankom, sê hy vir Filippus, waar kan ons brood gaan koop sodat die mense kan eet? Dit het hy net gesê om op die proef te stel, want hy het self goed geweet wat hy gaan doen. En Filippus antwoord hom toe, 200 mense se dagloon is nie eens genoeg om elkeen van hulle 'n stukkie brood te laat kry. 'n ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom, hier is 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 visse, maar wat is dit vir so baie mense? Toe sê Jesus, laat die mense gaan sit. Daar was baie gras op daardie plek en die mense het gaan sit. Die mans alleen was omtrent 5000. Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en het uitgedeel aan die mense wat daar gesit het. En net so ook soveel van die vis as wat hulle wou hê. Nadat die mense versadig was, sê hy vir sy disippels, gaan maak die stukke bymekaar wat oorgebly het, sodat daar niks verlore gaan. Hulle het dit bymekaar gemaak en daar was 12 mandjies vol met die stukke wat van die 5 garsbrode oorgebly het, nadat die mense klaar geëet het. Vir die mense die wonderteken sien wat Jesus gedoen het hulle gesê, hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld moes kom. Toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil koning maak, het hy verder die berg opgegaan, hy alleen. Dan beweeg ons aan vers 22. Die mense wat oorkant die see was, het gesien dat daar net een skytjie is en het geweet dat Jesus nie saam met sy disippels in die skyt geklim het nie, maar dat hulle alleen weggeval het. Die volgende dag kom daar toe ander skytjies van Tiberias af aan naby die plek waar die mense die brood geëet het, nadat die Here daarvoor gedank het. En toe die mense sien dat Jesus nie daar is nie en sy disippels ook nie, het hulle in die skytjies geklim en na Kapernaum toe gevaar op soek na Jesus. En toe hulle hom oorkant die see kry, vra hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hierheen gekom? Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle. Julle soek my,
Nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet het en versadig geword het. Julle moenie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat die ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen. Hulle vra hom toe, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? En Jesus antwoord hulle, wat God van julle verlang is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. En hulle sê toe vir hom, watter wonderteken kan u doen sodat ons dit kan sien en in u kan glo? Wat gaan u doen? Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan, hy het aan hulle brood in die hemel gegee om te eet. Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, dis nie Moses wat vir julle die brood in die hemel gegee het nie, maar dis my Vader wat vir julle die ware brood in die hemel gegee het. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld lewe gee. Hulle sê toe vir hom, meneer, gee ons tog altyd van hierdie brood. Maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors word nie. Maar wat julle betref, ek het reeds gesê, julle sien my en tog glo julle nie in my nie. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Ek het van die hemel af gekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het. Dat ek van almal wat hy my gegee het, nie een verlore sal laat gaan, maar hulle almal op die laaste dag in die dood sal laat opstaan. Dis die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Ons het al 2 verse hier. Vers 27. Hulle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee. Vers 35. Maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Waar kan ons brood gaan koop, sodat die mense kan eet? Jesus praat met Filippus en Andreas, ons hoor dat hy spesifiek met hulle praat. Hulle is 2 disippels wat volgens Johannes 1 vers 40 en 41 uit hierdie omgewing, waar hulle tans is, vandaan kom. As daar disippels is wat moes weet waar 'n mens brood kan gaan kry, waar dit beskikbaar is dit hierdie 2. Maar vir ons wat die gedeelte gelees het, klink dit na 'n onbillike vraag nie waar nie. Was 5000 mense daar voor hulle. Meer as 5000. Filippus antwoord eers: 200 mense se dagloon is nie genoeg om vir elkeen van hierdie mense 'n stukkie brood te gee. Andreas volg 'n bietjie meer optimisties. Hier is 'n seun met 5 garsbrode en 2 visse. Maar wat is dit vir soveel mense? Waarom vra Jesus hierdie onmoontlike ding van hierdie disippels? In vers 6 hoor ons die antwoord. Hy het dit gevra om hulle op die proef te stel. Want hy het geweet wat hy gaan doen. Ons sien hoe dat Jesus hier 'n geleentheid aangryp, 'n onmoontlike situasie, om vir sy disippels iets van homself te leer, dat hulle beter verstaan wie hy is. Om iemand te beproef, beteken om hulle te toets. En 'n toets leer vir mense iets. Dit wys vir jou aan die een kant waar jou eie hart is, maar dit leer net vir jou wat die waarheid is. Wat wil die Here hê moet ons oor hom leer uit hierdie wonderteken? Hierdie bekende wonderteken waar hy die brood en die vis vermeerder. Die eerste opvallende ding wat ons uit hierdie gedeelte moet raak sien is dat hier weer gepraat word van 'n wonderteken. In die ander evangelies
praat Matteus, Markus en Lukas van wonderwerke of kragtige dade. Maar Johannes gebruik hierdie spesifieke woord wonderteken. Ons het al voorheen hieroor gepraat. Ons staan in vers 14, toe die mense die wonderteken sien, het hulle gesê, hy is werklik die profeet, die een wat in die wêreld moes kom. Jy sal ook onthou dat ons in vorige preke gesê dat hierdie woord gebruik word omdat Jesus se wonderdade betekenis het. Dit kommunikeer iets van hom. Kinders, ons kan sê dat hierdie wonderdade vir ons 'n storie oor hom vertel. Dit beeld vir ons iets uit. Ons moet 'n paar dinge uit hierdie gedeelte raak sien om die betekenis van hierdie wonderteken te verstaan. Byna so in die verbygang lees ons in vers 4 hoe dat Johannes noem die Paasfees was naby, die Pasga. Hy sê dit aan die een kant om te verduidelik hoe daar so baie mense daar is. Maar hy verwys op 'n paar plekke weer terug na die Ou Testament. In vers 4 na die Pasga, maar ons lees ook later van die manna en die kwartels. Hy wil hê dat ons hierdie wonderteken teen die agtergrond van daardie gebeurtenisse moet verstaan. Ons moet daaraan dink wanneer ons hierdie dinge sien. Daar is 'n paar opvallende ooreenkomste tussen die Pasga of die Paasfees en die manna en die kwartels en dit wat Jesus hier kom doen. In Eksodus 12 lees ons oor die instelling van die Paasfees daar in Egipte, op die aand voordat die volk uit Egipte moes wegtrek. Dis 'n maaltyd wat die Here kom instel. En dit is 'n maaltyd wat hulle moet herdenk in hulle geslagte, jaar na jaar, om hom te onthou. Om te onthou wie hy vir hulle is. Terloops, brood speel ook 'n belangrike rol in die Pasga, in die Paasfees. Dis wel ongesuurde brood wat nie gerys het nie. Die manna en die kwartels. Ons lees daarvan in Numeri 11 vers 13. Dat Moses gehoor het hoe dat die volk gemor het daar in die woestyn. En dan gaan hy na die Here en hy vra, waar sal ek vir al hierdie mense kos kry? In vers 22, Numeri 11 vers 22, word die groot hoeveelheid mense vir ons ook beklemtoon, net soos in hierdie gedeelte. Moses sê, hier is ek tussen 600,000 mense, 'n magdom mense, sal daar genoeg skape en beeste geslagter word? Of sal al die vis in die see genoeg wees vir hierdie mense? Die Here antwoord met manna en kwartels. 'n Wonderdaad word deur hy sorg. Dit wat Jesus hier doen met die vermeerdering van die brood, is deel van die groter verhaal van die Bybel. Dit moet ons laat terugdink aan God wat voorsien. Moes daartoe lei dat hierdie mense wat daar op die groen gras sit, iets spesifiek oor hom leer. Hulle moes nie net aan hom kyk en dink aan Moses nie. Hulle moes die ooreenkoms tussen hom en die Here raak sien. Die Here van wie ons lees in die Ou Testament, in Eksodus. Hy is God. Is tog eintlik vir die hand liggend as mens hierdie gedeelte lees, nie waar nie? Hoe anders sou hy hierdie wonderdaad kon doen? 5 brode, 2 visse. En nadat hy God sy Vader gedank het, deel hy dit uit aan meer as 5000 mense. Daar is net een moontlike verduideliking. Hy is God. Maar die betekenis van hierdie wonderteken stop nie hier nie. Dit is belangrik om te sien dat daar veel meer agter hierdie gebeurtenis steek. Wanneer ons verder lees, hoor ons hoe dat die mense hom soek. Nadat hy hierdie wonderteken gedoen het, kom die mense die volgende dag na hom toe. Dit klink eintlik asof hulle aanvanklik dadelik na hom toe kom om hom te kom koning maak en om die volgende dag weer kom soek. Ons kom agter dat hulle sy wondermag raak gesien het, maar hulle verstaan nog nie wie hy is nie. Vers 14 hoor ons dat wanneer Jesus sien hoe dat hulle met geweld kom om hom koning te maak, 'n aardse koning, hy wegloop. Hy los hulle alleen. Maar staan hy alleen teen die berg uitgegaan. Waarom doen hy dit? Die vorige dag het hy hulle met soveel liefde versorg.
en nou wil hy nie hulle versoek beantwoord. En die mense se optrede is duidelik dat hulle hom as koning wil hê. Kom word ons koning, 'n koning wat aardse vryheid kom gee, wat hulle miskien sou red van die Romeine, 'n magtige volk wat oor hulle geheers het, wat dinge weer sou regmaak in Israel, sodat dit weer soos in die goeie ou dae sou wees. Sien hulle het verstaan dat om hom as koning te hê, hou vir hulle voordeel in, maar hulle wou nie werklik as die koning van hulle harte hê. Dit waarna sy wonderteken wys op meer as net aardse voorspoed. Jesus sê dit self in vers 26, dit verseker ek julle soek my nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet het en versadig geword het. Waarom draai ons na die Here toe, broer en suster? Here, wil nie maar die dinge in my lewe kom makliker maak. Wil nie ons omstandighede kom regryk nie. Hoeveel keer vra ons die dinge soos, Vader, wil nie maar hierdie situasie dat uitwerk tot my voordeel. Wil nie toch gee dat daardie meisie van my sal hou, of dat ek 'n 3 in hierdie wedstryd mag druk, 'n 4 mag slaan, sodat ek bietjie beter oor myself kan voel. Wil nie toch gee dat die lening sal weergaan en ek die grond kan koop. Dit is nie verkeerd om na die Here toe te kom en ons begeertes na hom te bring. Dit is nie verkeerd om hom te vra om vir ons te sorg. Maar ons moet waak oor dit wat ons harte daarin soek. Ons lees in Filippense 4, maak in alles julle begeertes met danksegging en smeeking aan God bekend. Ons moet met God praat. En Matteus 6 leer Jesus ons om met ons behoeftes na ons Vader te gaan. Maar ons moenie ons lewe gaan soek in die dinge wat ons van die Here vra nie. Wanneer ons net vir sy krag na hom te draai, maar nie vir 'n verhouding met hom nie, dan maak ons soos hierdie mense. En dan raak ons teleurgestel, want hy gee nie wat ons vra nie. Dit is eintlik nie vreemd dat Jesus hierdie mense wat hy die vorige dag met soveel liefde versorg het, nou alleen laat bly. Want hy het geweet dat hy 'n koning is van veel meer. Dat hy nie maar net 'n aardse koning moet word nie, maar dat hy koning oor die heelal is. Nie 'n koning wat tydelike voorspoed bring nie, 'n koning wat ewige voorspoed bring, wat alles vir altyd sal kom herstel. Maar bo alles koning van mense se harte. Ek geweet dat hy koning moes word nie om maar net aardse vyande uit weg te neem, maar om ons grootste vyand, die duiwel, die sonde wat in ons harte wortel geskiet het, die ewige dood te kom uitroei. Dis waarvoor hy gekom het. Dit bring ons dan by Jesus se woorde wanneer hulle die volgende dag weer na hom toe kom en hom soek. Die gedeelte wat ons nie gelees het nie, sien ons hoe dat Jesus se disippels die aand na die vermeerdering van die brood oorvaar na die ander kant van die meer. Hy bly agter, maar die volgende dag is hy by hulle. Hy het op die water geloop. Mense kan dit gaan lees. Wanneer die mense die volgende dag agterkom, hy skielik aan die ander kant van die meer, besef hulle hier het iets gebeur wat hulle nie verstaan nie. Maar hulle gaan soek hom weer. En dan praat hy met hulle oor die vermeerdering van die brood. Dis die tweede gedeelte wat ons gelees het. In vers 27 sê hy vir hulle, moenie werk vir brood wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie, wat ewige lewe gee. Vers 35, ek is die brood wat lewe gee. Hierdie wonderteken wys vir ons wie hy werklik is. Hy sê duidelik, ek is die brood wat lewe gee. Moenie na my toe kom om net brood te ontvang. Kom na my toe om my te ontvang. Kinders, 'n mens eet mos om aan die lewe te bly, nie waar nie. Brood is kos. Vir 'n groot deel van ons wêreld is dit 'n stapelvoedsel. Sonder brood kan ons nie aan die lewe bly nie. Waarom
gebruik die Here hierdie beeld, hierdie prent om ons iets van homself te leer? Hy bedoel nie dat ons hom fisies moet eet soos wat ons brood van die tafel af eet nie. Hy wil hê dat ons moet verstaan dat hy die een is wat lewe gee. Soos kos wat ons inneem en ons liggame voed, ons aan die lewe hou. So is dit wanneer ons na hom toe kom. Wanneer hy ons Here is en ons in hom glo. Wanneer ons aan hom vashou in die lewe. Wanneer mens fyn lees in hierdie hoofstuk, kom jy agter dat jy nie eet van die ware brood van die lewe, dat dit beteken om deur Jesus Christus en sy Vader toe te kom. Om dit te omhels dat hy in ons plek gesterf het vir sonde, die skuld gedra het en opgestaan het uit die dood, sodat ons ewig mag opstaan het, vir die ewige lewe mag opstaan uit die dood. Dit beteken om te glo. Vers 29 sê, ek kom vind, en Jesus antwoord hulle, wat God van julle verlang is, dat julle moet glo en op wat hy gestuur het. Vers 35, wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Vers 40, dis die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. Dis om na hom toe te kom en alles te kom vra van hom. Veel meer as net ons fisiese versorging. Dis om met ons hele lewe na hom toe te kom. Sien jy al hoe dat hierdie wonderteken ons manier van leef verander? As ons hom sien vir meer as net die voorsiener van voorspoed, beteken dit dat ons deur die moeilikste van dinge op hierdie aarde kan gaan, maar nooit alleen is nie. Dat ons harte vrede mag ervaar, te midde van onrus. Dat ons selfs die dood in die oë kan kyk en kan weet ons sal leef. Hoor jy die oproep vandag? Ek is die brood wat lewe gee. En slotte wil ek graag ons aandag vestig op 'n belangrike belofte wat ons in hierdie gedeelte vind. Iets wat ons maklik mislees as ons nie mooi hierna kyk nie. Ons het saam die eerste gedeelte gelees en die tweede gedeelte daarby. Wanneer mense dit so saam lees, dan kom 'n mens agter dat daar iets versteek lê hier wat mense nie dadelik raak sien. Het jy al gewonder wat die mandjies met die stukke brood en vis beteken? Waarom sê Jesus spesifiek, gaan maak die stukke bymekaar sodat daar niks agterbly? Ek kan vir ons die vers weer lees. Nadat die mense versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die stukke bymekaar wat oorgebly het, sodat daar niks verlore gaan. Elke krummeltjie moet opgetel word. En dan lees ons dat daar 12 mandjies vol is. Wanneer ons in Johannes 12 hoor, moet ons dadelik dink aan sy ander boeke ook, soos die van Openbaring. 12 is 'n simboliese getal in die Bybel, wat vir ons wys op die geheel van God se volk. 12 staan in die Ou Testament, die 12 apostels. Almal wat aan God behoort. Uit hulle almal sal geen een verlore gaan. Dis waarom ons soveel keer hoor in die tweede gedeelte wat ons gelees het. Elkeen wat na my toe kom sal nooit weer honger kry nie, nooit weer dors nie. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom en ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Vers 39, dis die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie een verlore sal het gaan, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal het opstaan. Jy sien, hierdie wonderteken dra hierdie belofte, dat God elkeen van sy kinders bymekaar maak. En dat die wat aan hom behoort nie verlore kan gaan. Al worstel ons hoe erg in ons geloof, mag ons dit weet, dat hy ons die krag sal gee, dat hy ons bymekaar maak, en dat wanneer sy Seun weer kom, sy hele kerk, sy hele volk, bymekaar sal wees, en op sal staan in die dood, om by hom te leef. As jy glo dat Jesus opgestaan het te leef, as jy glo dat jy deur hom weer na die Vader mag gaan, dan het jy die brood van die lewe geëet. En dan nooi hy om aan te hou om die evangelie
oor en oor en oor te kom ontdek, sodat jy ook mag groei in die geloof. Nie werk vir brood wat vergaan nie, maar vir die brood wat lewe gee. Amen. Ons gaan nou saam bid, maar ons gaan dit ook doen deur die Onse Vader saam te sing. In hierdie gebed leer ons Here ons om ook vir ons daaglikse brood te vra. Maar meer as dit, om ook te vra dat God se koninkryk in ons lewens mag kom, net soos dit in die hemel is. Kom ons staan en sing ons dit as 'n gebed tot die Here. Daarna kan jy gaan sit om die liefdegawes te gee. Daar's nou geleentheid om die liefdegawes te gee. Volgende lied wat ons gaan sing, Here, hoe kleinmoedig. Aan die einde van 'n diens, kom ons op 'n punt waar ons antwoord op dit wat die Here vir ons gesê het. Dit sluit die gebed na die woordverkondiging ook in. As deel van hierdie antwoord vandag, sing ons hierdie lied.
Here, hoe bly moedig en in dan oorvloedig maak U my die hart. U gee ons U seën soos 'n milde reën. U vertroos in smart. Ja, ons weet, ook in ons leef ons onder U genade. Vrees ons nie die kwade. Vers 1 en vers 2. Kom ons staan en sing ons dit. Kyk nou hoe die Here U seën. Die Here sal U seën en U beskerm. Die Here sal tot U redding verskyn en U genadig wees. Die Here sal U gebede verhoor en aan U sy vrede gee. Baie dankie, mag dit 'n mooi Sondag vir almal van die verder wees. Is daar hulle kinders in die katekisasie direk hierna.